Voordat ons gaan saam lees, kom ons word 'n oomblik stil en ons word net bewus van die Here se teenwoordigheid en ons vra ook vir sy gees om ons vanoggend te lei as ons uit sy woord gaan lees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U met elke lied ons vanoggend weer kom herinner dat U God is, die een wat ons ken, die een wat ons raak sien, die een wat weet van ons pyn, ons vrese, en ons vanoggend weer kom herinner dat U in die almag en in die grootheid by ons is, hier is om ons te versterk en vir ons die krag te gee wat ons nodig het. Here, ons elkeen is vanoggend op 'n ander plek in ons lewens. Van ons sit vanoggend hier met 'n klomp bekommernisse. Van ons voel mismoedig en ons sit vanoggend hier met 'n swaar gees. Van ons ervaar vreugde en ons het blydskap in ons hart. Maar ons elkeen het vanoggend 'n verwagting om van U 'n woord te hoor. U ken ons beter as wat ons onsself ken. U weet wat ons nodig het om vanoggend te hoor en daarom is dit nou ons een groot gebed. Dat U, Here, ons gedagtes en ons harte sal aanraak. Dit sal oopmaak om nou in hierdie oomblikke U stem te hoor. Deur die krag van U Gees breek vanoggend die woord vir ons oop. En of dit nou is dat ons bemoedig moet word, hoop moet ontvang of uitgedaag moet word, mag U woorde in waarheid verkondig en aangehoor word. Want U woord is die lamp op ons pad en die lig vir ons voete. Ons bely dit en ons vra dit alles in die groot naam van Jesus. Amen. Matteus 14 vanaf vers 22. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om solank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Vers 25. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. En van angs het hulle hart begin skree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Vers 28, toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En Jesus sê, kom. Petrus het uit die skei geklim, op die water geloop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Vers 31, dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Tot sover. Dis die kosbare woorde van Matteus 14 vers 22 tot 33. Op 13 September 2001 het Frank Silica die veters van sy stewels vasgemaak, sy hoed opgesit en by die deur van sy huis in New Jersey uitgeloop. Frank was 'n konstruksiewerker,
Maar die afgelope 2 dae het hy as 'n vrywilliger by die World Trade Center in New York uitgehelp, by die 2 geboue wat op 9 September 2001 in mekaar gestort het, nadat 2 vliegtuie in dit vasgevlieg het. En op hierdie spesifieke oggend van 13 September het Frank gehoop dat hy nog saam met al die ander vrywilligers 'n aantal lewendes uit die puin van hierdie geboue sou kon haal. Maar hy het nie. Inteendeel, Frank het op hierdie dag op 47 liggame afgekom. En dit was vir hom hartverskeurend. Maar Frank het ook op iets anders afgekom op hierdie dag. Op 'n aangrypende simbool. In hierdie puin van hierdie geboue was daar 'n 6 meter hoë kruis wat uit 2 staalbalke bestaan het. En hier's vir julle so 'n prentjie aan die een kant van hoe dit gelyk het en aan die ander kant hoe hulle dit na die tyd opgerig het as 'n simbool van dit wat hulle in hierdie tyd beleef het. Maar sonder enige mensehulp het hierdie kruis in die puin van hierdie 2 geboue gestaan. En 'n paar dae later het die ingenieurs besef dat hierdie balke van hierdie kruis het uit 2 verskillende geboue gekom. Toe die een gebou op die ander ingetuimel het hierdie 2 staalbalke as gevolg van die geweldige hitte van die brand aan mekaar vasgesmelt en so hierdie kruis gevorm. 'n aangrypende simbool tussen al die pyn van hierdie geboue. 'n kruis, 'n vreemde kruis, te midde van 'n geweldige krisis. Waar is God? Het almal in daardie tyd gevra. En hierdie vreemde staalkruis het geantwoord, hier. Hier. In die middel van die chaos, in die middel van die pyn en die verliese, in die middel van hierdie geweldige krisis, het hierdie kruis gesê, hier is God. En nou die vraag vanoggend vir jou en vir my. Kan dit dieselfde van ons lewens gesê word? Oor ons krisisse, oor ons stormtye wat ons so baie keer in ons lewens ervaar, kan ons soos Frank vir Jesus en 'n kruis in ons lewens in die middel van 'n krisis vind. As daar een ding is wat alle krisisse en alle stormtye in gemeen het, is dat dit ons vrede steel. En of dit nou 'n natuurlike storm is, of 'n mensgemaakte storm, of 'n storm wat in ons gemoed woed as gevolg van een of ander krisis wat ons beleef, die effek daarvan is presies dieselfde. Dit steel ons vrede. Dit steel ons kalmte. Dit steel ons rustigheid. En as daar een verhaal is wat baie goed uitbeeld in die evangelies, dan is dit hierdie verhaal wat ons in Matteus 14 gelees het. In vers 24 dan lees ons, die disippels was in die middel van die see, getuister deur golwe. En miskien is dit 'n goeie beskrywing vir waar ons onsself soms in die lewe bevind. Ons is in die middel van 'n egskeiding. En ons word getuister deur 'n klomp skuldgevoelens.
Ons is in die middel van 'n finansiële krisis en ons word getuister deur krediteure. Ons is in die middel van 'n siekte en ons word getuister deur vrees en onsekerheid. Ons is in die middel van 'n mislukking en ons word getuister deur moedeloosheid. Ons is in die middel van 'n geweldige groot krisis en niks maak vir ons sin nie. En ons word getuister deur wanhoop en bekommernisse oor die dag van môre. En as dit is waar jy jouself vanoggend bevind, dan moet jy die hart van die evangelie baie goed ken. Want 'n verhouding met die Here is nooit bedoel as 'n ontsnappingsroete uit die storms van die lewe nie. Ons verhouding met die Here is nooit bedoel as 'n ontsnappingsroete weg van moeilikhede en van krisisse nie. Inteendeel. Ons verhouding met die Here help ons om juis te midde van al hierdie slegte dinge nog steeds 'n kruis raak te sien. Ons verhouding met die Here help ons om te volhard. Ons verhouding met die Here help ons om juis te midde van chaos en krisisse nog steeds in ons binneste 'n stuk vrede te beleef. En Matteus 14 herinner ons vanoggend ook so mooi. Selfs in chaos, selfs in 'n krisis, selfs wanneer ons oorlaai is met vrees en donkerte, is Jesus nog steeds die een wat jou ook in dit wil kom ontmoet. En ons begin by die eerste 2 verse, vers 22 tot 23. Die verhaal begin met Jesus wat vir die disippels 'n opdrag gee om in 'n boot te klim en na die oorkant van die see te vaar. In die Afrikaanse vertaling sê dit nie so duidelik nie. Maar as jy teruggaan na 'n bietjie van die ouer vertalings, dalk die 2020 vertaling, as jy baie slim is, dan gaan jy terug na die Griekse vertaling toe, maar dan sal jy sien, daar staan letterlik dat Jesus het die disippels verplig. Jesus het die disippels gedwing, letterlik gedwing om in die boot te klim. Want die disippels het geweet dat die see in die aand is nie speelietjies nie. Water en nag was vir hulle 'n simbool van bedreiging. Lees jy Psalm 32, Psalm 18, Psalm 91, dan sien jy hoe die see vir die mense 'n tuiste was van magte. Die see was vir hulle 'n plek van benoudheid. En die see in Matteus 14 was die see van Galilea. 'n See wat vol nikke was. Sodra die windsnelheid toegeneem het, het die see hierdie malende massa geword wat groot storms veroorsaak het. En die golwe was baie keer 3 tot 4 tot 5 meter hoog. Maar dan lees ons, die disippels was gehoorsaam. Hulle het gegaan. En tog het hulle later 'n geweldige storm beleef. Maar iets hiervan sê vir my dat ons gehoorsaamheid aan die Here, as die Here ons stuur, as die Here vir ons sê om te gaan, dan gaan ons pad nie noodwendig stormvry wees nie. Storms en krisisse en moeilikhede gaan altyd deel van ons lewe wees. Maar dit gaan nie in die eerste plek oor dit wat om ons gebeur nie. Maar dit wat in ons binneste gebeur, dis wat in die eerste plek saak maak. Wat binne ons gebeur tydens 'n krisis, tydens 'n storm, dit bepaal hoe ons omstandighede gaan hanteer. Nadat die disippels weg is, lees ons dat Jesus uit die berg opgegaan om te gaan bid.
om tyd saam met God te spandeer. En ons weet, gebed was vir Jesus nooit 'n laaste uitweg nie. Gebed was vir Jesus 'n daaglikse ingesteldheid. En as jy hierdie eerste 12 verse lees van Matteus 14, dan lees jy die hartseer storie van een van Jesus se vriende wat sy lewe verloor het. Matteus 14 begin met Johannes die Doper wat onthoof is. En dan kom vers 13 en sê vir ons dat Jesus het hierdie diep behoefte gehad om net alleen by sy Vader te wees. Maar tog was die disippels nie uit Jesus se gedagtes nie. En dis eintlik vir my die ongelooflike in hierdie 2 verse. Jesus gaan berg op om alleen tyd saam met sy Vader te spandeer. Hy beleef sy eie worsteling nadat Johannes die Doper onthoof is. Jesus weet 'n lydenspad wink vir hom. En nog steeds hier op die berg dink hy aan die disippels. En ons lees dit nie hier in Matteus 14 nie, maar as jy Markus se weergawe lees van hierdie gedeelte, dan sê Markus 6 vers 48 dat terwyl Jesus besig was om te bid, terwyl Jesus in sy eie worsteling was, het hy na die disippels gekyk. Hy het gesien die wind was teen hulle en hy het gesien hoe swaar hulle op die see kry. Hulle kon nie vir een oomblik vir Jesus gesien het nie, maar Jesus het sy oog elke liewe oomblik op hulle gehad. En dit sê vir ons so mooi, dat Jesus is nie blind vir ons storms en ons krisisse en die swaar wat ons beleef nie. Hy sien ons storms. En Matteus 14 sê hy doen meer as dit. Romeine 8 wat ons nou die dag gelees het, Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Hy tree vir ons in en hy bid vir ons. Die eerste belangrike puntjie vanoggend vir jou en vir my. Jesus sien as ons swaar kry. Hy is nie blind vir ons krisisse en die storms wat ons beleef nie. En weet jy, hy doen baie meer as net sien. Hy bid vir jou. Hy tree vir jou in by die Vader. In die tweede plek. Vers 24 tot 27, terwyl die disippels al 'n entjie die see in is, het daar skielik 'n verskriklike wind opgekom. En die wind het hulle boot heen en weer rondgeslinger. En skielik beleef hulle 'n geweldige storm. En daar word nie vir ons vreeslik detail gegee oor hierdie storm nie. Al wat ons weet is dat hierdie storm het aangehou tot die volgende oggend. Verder lees ons dat die disippels het aanvanklik nêrens na Jesus geroep nie. Dit is eintlik nogal interessant in hierdie gedeelte. Niks dui daarop dat hulle in hierdie storm na Jesus gesoek het nie. Dalk was hulle vies gewees omdat hulle vir Jesus geluister het. Dalk was hulle in hierdie oomblikke baie teleurgesteld. Dalk het hulle 'n klomp vrae gevra. En waarskynlik het hulle baie vrees in hierdie oomblikke beleef. Maar feit is, hulle het geen verwagting gehad om Jesus in hierdie storm te ontmoet nie. Hulle was teleurgesteld, hulle was geïsoleerd gewees, hulle was eensaam, hulle het vrees beleef, en hulle was in hierdie donkerte van hierdie storm vasgekeer. Maar dan lees ons die ongelooflike in hierdie 3 verse. Jesus het hulle nie net gesien nie. Jesus het nie net vir hulle gebid nie,
maar hy kom na hulle toe. Die disippels sien iets vaagwegs. En natuurlik verwar hulle Jesus met 'n spook, want hulle het nie verwag om vir Jesus te sien nie. Hulle het nie verwag dat Jesus na hulle toe sou kom in hierdie storm nie. Maar dit is altyd vir my so aangrypend as 'n mens die evangelies lees. Daar is soveel verhale wat vir ons vertel hoe Jesus elke keer die een is wat na mense toe gaan. Jesus is elke keer die een wat mense gaan ontmoet daar waar hulle is. En die Here hoef nie in ons lewens en in ons omstandighede op te daag nie. Maar Matteus 14 sê, hy doen elke liewe dag. En dis waarskynlik een van die grootste sekerhede waaraan ek en jy vandag kan vashou, dat God net soveel meer en soveel groter is as ons verwagtinge. Hy breek in ons lewens in. Hy kom verras ons keer op keer. Hy kom ontmoet ons in tye en plekke wat ons hom nie verwag het nie. Ons twyfel soveel keer aan die Here se teenwoordigheid. Soveel keer dink ons is alleen. Ons sien spooke, ons gaan haal die bobbejane agter die berg. Ons bekommer ons oor die dag van môre. En ons besef nie dat Jesus ons in hierdie oomblikke wil kom ontmoet nie. Partykeer kyk ons so na die wind en die golwe en die storms en die donkerte, dat ons bang word, dat ons benoud word. Maar Matteus 14 sê, dis juis in daardie oomblikke, in hierdie bang wees, in hierdie oomblikke van vrees, in hierdie oomblikke van donker, wat die Here opdaag en hy wil jou daar kom ontmoet. Maar hy wil meer as te doen. Hy wil jou nie net kom ontmoet nie. Hy wil jou geruststel. Hy wil vir jou sy vrede gee. En daarom lees ons in vers 27 so mooi, hoe Jesus vir die disippels in hierdie stormtyd sê, hou moed. Dit is ek. Moenie langer bang wees nie. En dan moet ons mooi sien, Jesus red nie die disippels dadelik uit die storm nie. Die hemele het nie skielik oopgegaan en die storm het stil geword en daar was hierdie dramatiese ingryping nie. In die eerste plek het Jesus na hulle toe gekom en dan lees ons, daar was 'n stem. 'n Stem wat baie bekende woorde gesê het. Dit is ek. En hoe baie keer het ons nie al in die Bybel hierdie 3 woorde gelees nie. Dit is ek. Eksodus 3 vers 14, in die brandende bos, dan sê God vir Moses, ek is wat ek is, moenie bang wees nie. Johannes 8, as Jesus in 'n gesprek is met die Jode, dan sê hy in Johannes 8 vers 58, voordat Abraham al gebore is, was ek al wat ek is. Jesus se woorde, dit is ek, moes dadelik die disippels herinner het aan die groot ek is van Eksodus 3. En dadelik moes hulle besef het, hier in hierdie storm is die groot ek is, die getroue verbondsgod, die een wat nog altyd vir hulle uitkomste gegee het, dat hy in hierdie oomblikke by hulle is. En ons kan net dink hoe hierdie disippels se bang harte in hierdie oomblikke tot rus gekom het. In dieselfde asem kon die disippels eintlik ook net gedink het aan dit wat vroeër die dag gebeur het. Matteus 14 vers 13 tot 21
dan lees ons een van Jesus se heel grootste wonderwerke, die vermeerdering van die brood en die vissies. En op hierdie dag, op hierdie aand wat die disippels hierdie storm beleef het hulle eintlik oomblikke voor dit 'n baie groot wonderwerk beleef. En nou die vraag, hoekom het hulle dit vergeet? Hoekom het hulle hierdie wonderwerk wat die middag gebeur het, hoekom het hulle in hierdie krisistyd dit vergeet? En die vraag vir jou en vir my, wat vergeet ek en jy in 'n krisistyd? Wat vergeet ek en jy in 'n stormtyd? Wat is dit wat ek en jy moet onthou? Dit is nie maklik om in die middel van 'n storm terug te gryp na herinneringe nie. Want ons kan so maklik perspektief verloor. Ons kan so maklik net begin fokus op dit wat hier om ons gebeur. Maar Matteus 14 sê dat herinneringe is die een ding waaruit ons leef. Herinneringe is die een ding waaraan ons moet vashou in 'n krisistyd. Want herinneringe vertel ons storie. Dit vertel die storie van die Here wat al hoeveel keer in ons verlede ons kom ontmoet het. Van die Here wat al hoeveel keer wonderwerke in ons lewens gedoen het. Van die Here wat al hoeveel keer vir ons gesorg het en vir ons uitkoms gegee het. En as ons terugkyk oor ons lewe, dan is daar altyd duidelike merkers van God se daar wees. Oomblikke wat ons herinner dat hier in hierdie tyd het hy ons gedra. Oomblikke wat ons herinner aan die mense wat die Here gestuur het om vir ons te sorg, om ons by te staan. Oomblikke wat ons kan onthou, hier het die Here vir ons uitkoms gegee. Hier het die Here vir my 'n deur oopgemaak. En Matteus 14 sê, in 'n stormtyd, haal net vir 'n oomblik jou oë af van dit wat om jou gebeur. Haal net vir 'n oomblik jou oë af van die krisis wat jy beleef. Sien Christus raak, maar nog meer. Kyk na jou verlede en onthou wat God vir jou gedoen het. Sien raak in jou verlede al die kere wat hy daar was. Sien raak al die krisisse wat jy beleef het en kyk hoe jy daardeur gegroei het en hoe jy diepte in jou verhouding met die Here bereik het. Die bekende skilder Rembrandt het Jesus en die disippels op 'n aangrypende manier geskilder. Maar as jy nou baie mooi kyk na die skildery en jy tel die hoeveelheid mense, dan sal jy sien daar's 14 mense op die boot. 12 disippels, Jesus wat heel voorsit, en dan is daar 'n 13de persoon. En onder aan die skildery het Rembrandt gesê, hierdie 13de persoon is ek. Want stormtye is ook 'n deel van my lewe. Maar ek moet onthou, as ek in 'n storm is Jesus by my. En dis wat Matteus 14 vanoggend jou aan wil herinner. In jou krisis, in jou storm, is jy nooit alleen nie. As jy na hierdie skildery kyk, is jy die 13de persoon op hierdie boot. Jy gaan moeilike tye beleef. Jy gaan donker tye beleef. Jy gaan krisisse beleef, maar weet jy is nie alleen nie. Die groot ek is by jou. En die groot ek is groter as daai storm wat jy beleef. In die laaste plek. Die laaste paar verse, vers 28 tot 33. Dan lees ons van Petrus se waterloopie. Petrus het die onmoontlike kans gevat
En hy het dit verder gewaag saam met Jesus. 'n Amerikaanse teoloog het een keer gevra, wanneer is geloof regtig geloof? Nie wanneer dinge maklik lyk nie, nie wanneer dinge lekker of gemaklik voel nie, maar wanneer die situasie al meer onmoontlik begin lyk, dan het jy volhardende geloof nodig. En Petrus se waterloopie was verseker 'n onmoontlikheid, maar hy het in geloof gewaag. Hy was oop vir die onverwagse, vir hierdie wonderwerk in die storm. Hy het onthou en hy wou met alles net naby aan Jesus wees. Maar dan lees ons in die volgende vers die groot teleurstelling, dat Petrus se waterloopie het geëindig in 'n Petrus wat begin sink het. En toe Petrus hierdie sterk wind en die golwe begin sien het, dan lees ons hy het bang geword en hy het begin sink. Maar dan die mooi, die wonderlike, die genade, dat Jesus het dadelik sy hand na Petrus uitgestrek en hom gered. Ten spyte van Petrus se twyfel. En hierdie woordjie vir twyfel in die Griekse taal beteken baie keer net eenvoudig 'n gedeelde aandag. Jy fokus vir 'n oomblik op Jesus en dan skielik skuif jou fokus na dit wat om jou gebeur. Solank Petrus op Jesus vertrou het, op hom gefokus het, kon hy op die water geloop het, maar die oomblik toe hy die wind gesien het, die oomblik toe hy hierdie ongunstige omstandighede gesien het, en dit sy fokus geword het, het hy begin sink. Maar die genade, dat Jesus sy hand gegryp het, en hom gered het. En die mooi, ek sien dit so mooi in my geestesoog, hoe Jesus saam met Petrus in hierdie storm verder gestap het, tot by die boot, in die boot geklim het, en Jesus wat beveel het, dat hierdie storm moet gaan lê. Maar die geheim vir jou en vir my, ons oë moet altyd gerig wees op Jesus. Ons moet altyd op hom gefokus bly, ten spyte van die probleme, ten spyte van die ongunstige omstandighede. Die Here sê nie in Matteus 14 dat moeilike dinge nie gaan gebeur nie. Die belofte is nie dat ons nie stormtye gaan ervaar nie, ons gaan. Maar die belofte dat Jesus jou daar sal ontmoet, dat hy jou sal gerusstel met die woorde, ek is, dat hy vir jou vrede sal gee, dat hy jou aan die hand sal vat en saam met jou deur die omstandighede sal gaan. Ons vertrou so baie keer op mense, maar mense stel teleur. En Matteus 14 sê, plaas eerder jou vertroue op God, want hy sal jou nie teleurstel nie. God wat ons in sy liefde toevou, elke liewe dag ons verseker van sy teenwoordigheid. Matteus 14 sê, vertrou op hom, hou jou oë op hom. Die realiteit, en ons kan maar baie eerlik wees vanoggend met mekaar, daar's waarskynlik 'n sinkende Petrus in elkeen van ons. Daar kom tye in ons geloofslewe wat ons fokus afhaal van Jesus en begin twyfel. Hierdie hele verhaal van Matteus 14 is eintlik vir my so 'n mooi prentjie van ons geloofsreis, waar ons dikwels foute maak, waar ons baie keer stoei tussen geloof en twyfel. En ons kan nooit kies of ons storms wil hê of nie, maar ons kan al meer en meer kies op wie
ons gaan fokus. En geloof, sê Matteus 14, is nie altyd maklik nie, maar geloof is om al meer gefokus te bly op Jesus en die genade. Sou dit gebeur dat jy vir 'n oomblik oorweldig word deur jou omstandighede? Sou dit vir 'n oomblik gebeur dat jy begin sink? Is daar nog steeds 'n stuk genade vir jou? Daar is 'n Jesus in die storm wat sy hand gaan uitsteek, jou hand gaan vasgryp en jou gaan red. Al begin ons hoe sterk in die geloof, daar gaan kere wees wat ons gaan wankel, maar dit beteken nie jy is 'n mislukking nie. Jy is nie 'n mislukking as jy begin wankel nie. En hier's 'n baie mooi prentjie. Ek hou veral van die regterkantste prentjie. Dit is so 'n mooi uitbeelding. As ons die dag begin wankel, gaan daar altyd 'n hand wees wat ons gaan red. Matteus 14 in my oë gaan nie so seer in die eerste plek oor Petrus nie, maar dit gaan oor Jesus. Toe Petrus en Jesus in die boot geklim het, was daar niemand wat 'n klop op die skouer vir Petrus gegee het nie. Almal het eerder dadelik in verwondering en aanbidding neergeval en 'n eenvoudige, maar baie groot belydenis gegee, dat hierdie Jesus is waarlik die Seun van God. En daarom in hierdie stormtyd, sê Matteus 14, is die fokus op Jesus. En die opdrag vir jou en vir my om ons fokus op Jesus te hou. Hy's waarlik die Seun van God. En is eintlik 'n erkenning vanoggend. Ons kan nie op ons eie nie. Ons maak dit nie op ons eie nie. Maar Jesus kan, want hy's waarlik die Seun van God. En die grootheid van ons geloof lê nie in ons vermoë nie, maar altyd in die grootheid van God. En mag jy, as jy 'n krisistyd beleef, as jy 'n stormtyd beleef, mag jy werklik hierdie ervaring van Matteus 14 ervaar. Dat Jesus die een is wat jou sal kom ontmoet. Dat hy jou sal kom gerusstel met hierdie woorde, dat hy die groot ek is. Dat hy soveel groter is as dit waardeur jy gaan. En dat hy jou in hierdie krisis, in hierdie storm, nie vir een oomblik alleen sal laat nie. En as daar 'n oomblik is wat jy wankel, mag jy hierdie genade ervaar van 'n Jesus wat jou hand gryp, jou vashou, jou red en saam met jou die pad verder stap. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie vir u woord. Dankie vir hierdie kosbare herinnering dat u soveel groter en soveel magtiger is as die storms wat ons so baie keer in ons lewens beleef. Dankie dat u ons in ons krisisse, in ons stormtye ons kom ontmoet en ons keer op keer kom verseker dat ons nie alleen is nie, maar dat u by ons is. Vanoggend is dit ons gebed dat u ons sal help om al meer en meer op u gefokus te bly. Here, kom versterk ons geloof, kom gee vir ons die ervaring dat u baie naby aan ons is. Wees ons genadig in die tye wat ons twyfel en in die tye wat ons geloof begin wankel. En Here, kom help ons. Gebruik ons moeilike omstandighede, ons krisisse as 'n groeigeleentheid. En gee dat ons ook in hierdie tye al nader en nader aan u sal groei. Mag u ook in ons krisisse, in ons stormtye verheerlik word.
Amen. Ontvang nou die seën van die Here vir vandag en vir die week wat vir julle elkeen voorlê. God drie-enig is met jou elke liewe dag en sal jou nooit in die steek laat nie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal julle elkeen lei om staande te bly en te volhard in die storms van die lewe. Amen.